Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Vanoggend se woord is dan uit Jesegiel 37 en ons het gister gekyk na vers 3 en vandag kyk ons na vers 5. En daar staan: so sê my Heer, die Here vir die beendere, kyk, ek gaan gees in julle laat kom en julle sal leef. Ons kyk net weer saam met Jesegiel, toe God se hand swaar op hom was, wat hy gesien het. Hy kyk rondom hom en hy sien in die hele laagte dooie beendere wat lê. Die woord beskryf dit dat die bene so dood was, so dor was, dat hulle eintlik verdroogde wit beendere was. En soos Jesegiel gekyk het, was dit regtig net meer as dood wat hy gesien het. En nadat hy vir die Here gesê het, Here, net U weet, toe God hom die vraag gevra het, kan hierdie beendere leef? Toe sê God vir hom, profeteer, verdroogde beendere, luister na die woord van die Here. Die Here sê vir die beendere, kyk, ek gaan gees in julle laat kom en julle sal leef. Vanoggend dink ek net aan daardie woord wat sê Romeine 8 vers 28. Alles sal ten goeie meewerk. Ons verstaan nie altyd hierdie dinge nie. Maar toe Adam letterlik, kan jy sê, uit die grond uit vermeerder is, as 'n modderpop voor God gelê het, het God afgebuk tot by Adam en hy het sy ruach, sy gees in Adam geblaas en Adam het 'n lewende siel geword. En dit is waarmee ek jou wil los. Al lyk dinge hoe dood in jou lewe. As ons sal kom op daardie plek, wat God se hand swaar op ons rus. En dat ons nie net sal kyk na wat ons sien nie, maar sal kyk na wat God sien. Open the eyes of my heart, Lord. En dat jy so communion sal gebruik, die bloed van Jesus sal gebruik, om op daardie plek te kom, om te kan weet, dat dieselfde gees, wat Jesus uit die doodheid opgewek het, binnekant in jou is, en dat jy fyn moet luister, maar ons kan nie altyd mooi luister, wat God vir ons sê nie, want ons is baie keer stikkende, verwonde mense. Ons is baie keer, soos daardie dooie beendere, en dat ons daarvoor vanoggend sal gebruik, die liggaam van Jesus Christus, om genesing te kry. Vanoggend sluit ek net hierdie af om vir jou te sê, God is 'n bone collector. Maak nie saak wat in jou lewe aangaan nie. As jy dit vir die Here gee en jy sê, Here, U weet, dan gee jy die antwoord vir die een wat weet. Want ons het nie die antwoorde nie. Jy gee oor in sy wil. En as ons daar in daardie laagte staan en ons het communion gebruik, sal jy en ek sien, wat het Jesus vir ons aan daardie kruis gedoen. So kom ons begin elke oggend vroeg, om te sien en gees, en wat ook al in die dag voorlê, God se gees te sien, in daardie situasie ingaan, in daardie mense ingaan, dat ons dit sal spreek, soos wat die Here sê. By kansels het altyd gestaan, so spreek die Here. Ons is baie keer so vinnig om te sê, die Here sê, maar kom ons vat vanoggend se woord en ons sê, Here, ek is afhanklik van die gees binne my. Here, waar ek nie kan bid nie, waar ek nie reg kan praat nie, waar ek nie reg kan profeteer nie, gee ek oor aan U. Here, blaas U asseblief, U gees, binnekant in my en in elke situasie. Amen.